Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie dat U vir ons net toelaat vanoggend om in U oë te kyk. Here, om daai onverstaanbare liefde wat U vir ons het, om dit te kan beleef volgend as ons na U kyk. Here, maar as U na ons kyk, dan kyk U na ons as hy en sy wat deur God geskape is, na die beeld van God. Ons as verteenwoordigers van U in die kerk en in die wêreld. Jesus, ons kom kniel. Ons kniel net voor U vanoggend. Ons maak U naam groot. Want die Vader het U opgehef, hy het die naam bo alle name gegee. En hy het U aan sy regterhand laat sit, sodat hy die glorie sal kry. En Here, dis wat ons vanmôre kom doen in hierdie diens. Ons kom U verheerlik. Ons kom U aanbid as ons enigste ware God. Jesus, ons kom aanbid U as die lig van die lewe, van ons lewe. U is die een wat ons vry maak, dat ons vanmôre kan sing, Here, ek gee alles, net so vir U. Ons maak ons harte oop vanoggend, Here, vir dit wat U wil doen. Here, ons maak ons gedagtes oop oor dit wat U met ons wil praat. Here, want ons weet, in dit wat U vir ons gee is daar lewe. Ons weet dat in dit wat U vanoggend vir ons bring, Here, dat U gekom het om te kom herstel. Dat U gekom het om weer op te hef. En ons eer en ons loof U daarvoor. Ons spreek U naam Jesus uit oor ons lewe, oor hierdie gemeente, oor dit wat ons saam met U het. Amen. Ja, ek wil vanmôre vir jou vra, lewe jy 'n kerslig lewe? Lewe jy met 'n kersie wat uitbrand en dat jy elke slag 'n nuwe kersie moet kry? Ons gaan oor 2 weke die dood en die opstanding van Jesus vier. Dis iets wat 2000 jaar gelede gebeur het, wat ons vandag nog kan onthou. Jesus het gesê, onthou wat ek vir julle gedoen het. En baie keer wil ons 'n teks hier en 'n teks daar gebruik om goed te staaf en dit wat vir ons belangrik is te sê. Ek het ook 'n paar Bybelverse wat vir my belangrik is. Maar weet jy wat? As jy elkeen van daai stukkies vat en jy sit dit bymekaar, dan kom jy en jy sien en kry 'n beeld van God se liefde vir ons. Dis wat ons vanoggend gaan doen. Ek wil saam met jou lees uit Johannes 14 uit. Ek gaan die hele stukkie lees want dit is belangrik. Daar's 'n ander teks wat ons ook met mekaar gaan deel. En Jesus gesels met sy disippels oor die Vader. En hulle het 'n klomp vrae oor die Vader en Jesus het vir hulle gesê, luister, ek gaan weggaan. Kom vir julle die Heilige Gees stuur, ek gaan weggaan. Ek gaan na die Vader toe. En hulle praat, hulle vra oor die Vader. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar U heen gaan nie. Hoe kan ons U weg ken? Wat gaan ons doen, Here, as U nie meer hier by ons is nie? En Jesus antwoord en hy sê vir hom, ek is die weg, en ek is die waarheid, en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Niemand gaan na die Vader behalwe deur Jesus nie. As julle my geken het, het julle die Vader ook geken. En van nou af ken julle hom en het julle hom gesien. En Filippus sê vir hom, Here, wys ons die Vader
Wys ons net die Vader en dit sal vir ons genoeg wees. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle, en het jy my nie geken nie. Filippus, hy wat my gesien het die Vader gesien. Toe sê Jesus vir hom, maar Filippus, wat is dit dan nou? Hoekom kom vra jy nou weer vir my? Jy het my gesien. Hoekom kom vra jy nou weer vir my? Ons wil die Here sien. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my is nie? Die woorde wat ek nou tot julle spreek, is nie my woorde nie. Ek spreek dit wat van my Vader afkom. Hy wat die werke doen. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my is. En glo my terwille van die werke self. In hierdie baie belangrike vers. Voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, julle sal nog groter werke doen. Ek sê vir julle wat my ken, sal nog groter werke doen. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek vir julle gee. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Nou Jesus praat hier met die disippels. Ons wil die Vader sien. Ons wil hom sien. Moses, dieselfde ding gesê. Hy sê, my Here, my God, ek wil u sien. En God sê vir hom, Moses, ek gaan jou so 'n bietjie van my laat beleef. Maar jy is nog nie reg om alles te sien nie. Daar moet eers 'n paar goed gebeur. Want as jy my sien, gaan jy jou kop en jou hart gaan dit nie kan verstaan nie. En God het hom daar in 'n skeer in die berg, sy hand oor hom gesit, en toe God by hom verbygaan. Toe beleef Moses die grootheid van God. Die disippels sê, Here, wys ons die Vader, want dit is nog steeds in ons hart. Ons word gebore in ons met 'n soeke na die geestelike Vader. Ons het verhoudings met ons aardse paas, maar ons het 'n soeke, al die tyd nog, van die begin af, dat ons uitgegaan het uit die tuin van Eden uit, het ons daai soeke na God die Vader. Ons wil hom sien, ons wil hom beleef. En wie wat? Jesus sê, ek is hier by julle, julle beleef die Vader deur my. Hy kom verklaar dat hy ook God is. Nou wie is hierdie God? Wie is hierdie God van wie hy praat? Wie is hierdie Vader van wie hy praat? As ons die Bybel lees, daar is soveel mooi goed oor God wat hom beskryf. Maar die bietjies wat die beskrywing wat die woord vir ons gee, is nie naaste by hoe hy reg is nie. Ek en Marieta het gistermiddag het ons tyd spandeer met die Here oor vandag. Daar is so 'n soet teenwoordigheid van die Heilige Gees gewees, en ons weet dit is die Heilige Gees, maar ons het nog steeds daai soeke, Vader, wat is dit wat u wil kom doen met hierdie gemeente? Ek het gevra, Here, wat moet ek kom sê vir hierdie gemeente vanmôre? En al antwoord wat ek gekry het is, sê vir hulle, ek as Vader is nog steeds lief vir hulle. Dis wie hy is. Eksodus 20, gaan nie al die 10 gebooie vir julle gee nie. Ek wil net so ietsie praat daaroor. Want as ons die vraag vra, hierdie Vader van wie Jesus praat, wie is hy? Hy kom in Eksodus 20 kom sê hy, God self praat hier. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uit kom uithaal het. Van die oorspronklike teks sê, ek het jou kom haal. Ek het my regterhand gebruik om jou uit slawerny uit te kom haal. En dis wat God vir jou vanmôre sê. Ek is nog steeds jou God. Ek is die God wat jou kom uithaal uit die bindinge wat daar om julle is vandag. Ek kom red julle met my uitgestrekte regterhand. Maar hy sê ook, moenie ander gode voor my hê nie. Moenie vir jou beelde maak of goed in jou gedagtes hê wat jy dink dis oor God is, dis hoe God is. Moet dit nie aanbid nie, moenie 'n vals God aanbid nie, moenie 'n vals beeld van God aanbid nie, want ek sê jaloerse God. En ek besoek die goed wat verkeerd doen, tot aan die 3de en die 4de geslag.
Sy maak bewys barmhartigheid aan duisende wat my liefhet. En weet julle, die oorspronklike taal van die Bybel is so fantasties wat hy hierso sê. Hy sê nie, as jy sonde het, gaan ek jou kleinkinders tot aan die 3de geslag straf nie. Dis nie wat hier staan nie. Dis 'n Hebreëse idioom wat beteken, dat sal aanhou tot dit ophou. Daar sal gevolge wees, sonde se gevolge sal daar wees totdat daai sonde ophou. En as hy sê, aan duisende van die wat my liefhet, dis nog 'n spreking van die Hebreë in die Hebreëse taal wat sê, vir ewig. Vir ewig, die wat in my teenwoordigheid kom, sal ek lief hê. Sal nooit ophou om lief te hê nie. Hierdie 10 gebooie, hierdie gedeelte wys vir ons, God is 'n God wat heilig is. En ons moet heilig wees wanneer ons in sy teenwoordigheid is. Maar ons moet heilig wees wanneer ons uit sy teenwoordigheid is, want God is altyd daar. Jy kan nie wegkom van hom af nie. Hy is ons redder. Hy sê vir ons, ek kom haal jou uit. Ek sit my arm om jou, omdat ek jou lief het, red ek jou. Ek is die skepper, ek het jou gemaak. Ek het jou gemaak na my beeld. Ek het nie jou karaktertrekke nie, jy het my karaktertrekke. Ek het my liefde in jou gesit. Ek het my omgee in jou gesit. Ek het my uitreik in jou gesit. Want hierdie God is 'n God wat vir ons lief het. As ons na die wêreld rondom ons kyk, kan ons nie dink dat 'n liefdevolle God al hierdie goed toelaat nie. Ons het keuses oor wat ons doen in ons lewe met goed. Hierdie God is ewig. Hy kom sê, duisende wat my lief het, aanhoudend sal ek my liefde gee. Ek sal my liefde nooit wegvat van julle af nie. Daai liefde sal ons eendag verstaan wanneer ons by God is. En hierdie God, wat hom hierso kom bekendstel, is 'n God van krag. Is 'n God van krag. Hy het met krag geskep, hy het met sy woord geskep, hy het met sy hande geskep. Daar's 'n teks in Habakuk 3 vers 4 wat vir my so uitstaan, dit het vir my soveel betekenis. Vers 3: Die hemelruim is vol van sy majesteit. Die aarde vol van sy roem. En luister dan net hier. Hy kom met die glans van lig. Weerligte blits uit sy hande uit. En dit is sy mag. In die baie van die ander vertalings, wat reg vertalings sê dit daarso. There's lightning in his hands and that is his power. Dis God se krag. God se krag openbaar hy in dit wat hy doen. Ons kan nie vir God sien nie, want God is gees. En dit klink vir ons snaaks, ons wil met ons gedagtes en die skrywers van die Bybel het dit ook maar gedoen. Weet, waarmee werk God? Hy gaan met sy hande werk. Waarmee praat hy? Hy praat met sy mond. Hy spreek sy gedagtes uit en dit is daar. Ek en jy is nie net daar omdat God uitgespreek het dat jy moet daar wees nie. God het jou gemaak. Jy staan uit in sy skepping. Hy het jou fisies gemaak, het sy hande gebruik. Hy het jou gehou. Ek sien hierdie beeld. En ek het dit al hier gedeel ook, maar dit bly is 'n beeld wat by my bly, toe hy daai hart gemaak het. Die kleihart het hy al gesien wie hy is. Het hy al beleef wie jy is. Het hy al elke tree saam met jou gestap. Omdat hy so lief is vir jou. En het sy gees in jou gesit, sodat jy kan lewe. God het nie net jou gemaak, sodat jy iets moet wees nie. God het jou gemaak, sodat jy moet lewe. Nie sodat jy kan lewe nie, sodat jy moet lewe. En ek vra vanmôre vir jou, wat is jou lewe in Jesus? Hoe lewe jy
in Jesus. Wat laat jy toe dat Jesus deur jou doen? Wat laat jy toe dat die Heilige Gees in jou kom doen? Jesus kom verklaar in Johannes 14, julle kan nie na die Vader toe gaan, behalwe deur my nie. Wat was Jesus se doel? Ons kom onthou dit, oor 2 weke gaan ons nou 'n spesiale dag hê in die jaar, wat ons onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Ons moet dit elke dag in elk geval onthou. Maar Jesus het gekom om te kom herstel. Jesus het gekom om te kom red. God het vir Jesus voorberei. Want Jesus kon daar in die tuin gaan bid het en gesê het, Vader, as dit U wil is, vat hierdie beker van my weg. Jesus het presies geweet wat God se straf op hom gaan wees vir jou sonde. Maar Here, laat nogtans U wil geskied. Want God stuur hom om te kom herstel, om te kom regmaak, om te kom herbou. Dit was Jesus se taak gewees. Hy het deur die land gegaan, weet julle nog voordat hy disippels gehad het, en voordat hy uit die disippels, uit die 12 apostels gekies het, lees ons in die woord, Jesus het oral gegaan, hy het siekes gesond gemaak, hy het duiwels uitgedryf, hy het mense se lewens kom verander, hy het mense se lewens kom verander, hy het jou lewe kom verander. Laat jy hom toe, om jou te verander. Laat jy toe, dat die Heilige Gees in jou kom, en jou lewe heeltemal omdop. In 'n goeie sin, want dis wat hy gekom het. Lukas 22, praat 'n klomp goed. Van nou af sal die Seun van die mens sit aan die regterhand van die krag van God. Jesus is opgewek, nadat hy uit die dood uit opgestaan het, en dis wat ons eintlik kom doen, want ons kom herdenk dat Jesus aan die kruis God se straf gevat het, dat hy in 'n graf was, maar dat hy hemel toe gegaan het. Hy's opgehef. En hierdie Jesus het die naam bo alle name van God gekry. God sê in Eksodus 20, moenie my naam uitelik gebruik nie. Ek is die Here wat jou gered het. Moenie ander gode voor my hê nie. Maar moenie my naam gebruik vir jou agendas nie. Moenie my naam gebruik om dinge te kry wat ek nie noodwendig vir jou wil gee nie. Jesus is die krag van God. Die Heilige Gees is gestuur deur God, om daai krag nog steeds hier te hê. Wat doen jy met die krag van God in jou lewe? Ek het net gevra, lewe jy 'n kerslig lewe? Want Johannes sê vir ons, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daai lig van God, daai lig wat Moses in 'n skeur in 'n berg moes verberg wees, omdat hy nie die volheid van daai lig kon verstaan, of dit kon aanskou nie. Jesus het met dit wat hy kom doen het, klaar gedoen, dat ek en jy daai lig van hom kan sien. Dat ons in daai lig kan lewe. Want as jy nie in die lig van Jesus Christus lewe nie, dan lewe jy 'n kerslig lewe. Dit gaan, jy daai kers in jou lewe, jy gebruik dit. Jesus gee vir ons krag. Jesus bring lig. Hy wil nie hê ons moet met 'n kers lewe wat kleiner brand, dan moet jy winkel toe gaan en 'n ander kers gaan koop om weer lig in jou lewe te hê. Waar gaan soek jy lig? By watter mense gaan soek jy lig? Met watter gebed kom jy na die Here toe om lig te soek? Met watter gebed kom jy na die Here toe om lig te soek? Jy sien, maar die wêreld
Hulle gee baie keer vir ons 'n lig. Nee, vat hierdie een, hy werk lekker. Ou Kobus, hy weet van ligte. Hy weet presies hoeveel volt en hoeveel dit en hoeveel dit. Ons ligte, wat ons wil kies, brand uit. Maar die Here kom vanmôre en hy sê vir jou, my kind, ek wil my lig in jou lewe kom herstel. Die Here wil die lig in hierdie gemeente kom herstel. Hierdie gemeente was nog nooit 'n kerslig gemeente gewees nie. Dit was nog altyd 'n gemeente wat in die lig van Christus gestaan het. En dit sal nie verander nie, want God se plan oor hierdie gemeente het nog nie verander nie. En dit sal ook nooit verander nie. Want hierdie gemeente is 'n gemeente wat in die naam van Jesus moet optree, moet groei, moet daar wees. En ek sê vir julle, soos wat hierdie water hier uitgeloop het, moet julle kyk wat in hierdie gemeente gaan gebeur. Julle moet nie kyk na 'n tieners wat hier voor op hierdie verhoog kom staan en met julle praat, of 'n wie, of 'n daai ene, of 'n daai ene nie. Want hierdie gemeente behoort nie aan 'n persoon nie. Hierdie gemeente behoort aan God. Ek sê weer, hierdie gemeente behoort nie aan 'n persoon nie. Die Here wil sy naam kom herstel. Jesus. Sy oorspronklike naam in die Hebreëse taal, Yeshua. Weet julle wat beteken dit? Dit beteken God red. Dis die fisiese betekenis. Yahweh red, God red. En hy het vir Jesus gestuur om te kom red. Hy het sy naam gestuur. Hy het gesê, moenie my naam uitlik gebruik nie, want ek stuur my naam in julle lewe in om herstel te kom bring. Ek stuur my naam in hierdie gemeente in om herstel te kom bring. Want my naam is Redder. Jesus sal altyd die redder wees. Jesus sê, alles wat julle die Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. Nou wil ek vanmôre vir jou die vraag vra. Hoekom is daar so baie van ons gebede wat nie beantwoord is nie? En daar's baie preke daaroor, daar's duisende preke daaroor. En ons kan totdat Christus terugkom, kan ons met mekaar debatteer daaroor. Maar wat sê Jesus? As ons daai teks gebruik, wat sê Jesus? Hy sê, wat julle die Vader in my naam vra, sal hy vir julle gee. Ek vra weer vir jou, waarvoor het Jesus aarde toe gekom? Hy het gekom om te kom herstel. As ek na Jesus toe gaan, en hy het ons die Onse Vader gegee, maar weet julle wat, dis 'n awesome gebed as ons dit gaan uitmekaar uithaal en kyk daarna. Maar vir baie mense het die Onse Vader 'n rympie geword wat hulle opsê want hulle gou iets by die Here wil hê. Of as hulle skuldig voel dat hulle vir 'n ruk lank nie gebid het of Bybel gelees het nie, dan wil hulle gou die Onse Vader kom opsê. Daar's niks fout om die Onse Vader op te sê nie, maar weet jy wat? Die Onse Vader moenie jou wegvat om op jou knieë voor God te staan nie. Om op jou knieë voor Jesus te staan. Op jou knieë voor die Heilige Gees te wees vir sy inspraak in jou lewe nie. Want wat Jesus gesê het, vra wat die Vader in my naam, het hy nie net gesê om 'n rympie te kom afsê, of vir dit of vir dat te doen nie, daar's 'n groot rede. Vra die Vader in my naam, vir dit
wat herstel moet word in jou lewe. As ek bid, en ek vra iets van die Here, verheerlik dit wat ek vra, die Here. As dit wat ek bid, as ek iets vra van die Here, verheerlik dit God, as my skepper God. As ek iets vra in die naam van Jesus, verklaar ek dan my afhanklikheid daarmee aan die werking van die Heilige Gees in my lewe. Wat julle die Vader vra in my naam. Johannes 14, wat julle my vra, sal ek doen. Maar julle moet my gebooie onderhou. Julle moet doen wat ek vir julle vra. Wat vra Jesus van ons? Wat vra hy van ons? Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Dat julle mekaar moet lief hê, sodat die mense daar buite in die straat, en in die dorp, en in die land, kan sien, dat julle is my volgelinge. Die liefde, wat hier is, en ek het nou vir julle gesê, dis iets, wat ek nie by baie gemeentes al gesien het nie. Hierdie liefde wat hier is dit wat saak maak. En dit is dit wat God kon gebruik vorentoe. Want as hierdie gemeente toelaat dat die Heilige Gees hier kom werk en God se plan kom implementeer. Kom ons gepraat van 'n fakkel. Dan gaan die mense van die Moot en die mense van Pretoria sien wat God hier doen. Want hy het hierdie gemeente 'n fakkel gemaak. Hy het sy lig uitgegiet oor hierdie gemeente. Jy staan vanoggend op so 'n unieke plek. Jesus is alles vir ons. Ons weet wat hy vir ons gedoen het. Ons gedenk dit. Maar weet julle wat? Vandag is nog 'n ander belangrike dag. Want soos die evangelie hier verkondig word vanmôre, 6 April 1652, het die evangelie ook in hierdie land aangekom. Maar die vyand se duisternis het hy probeer om alles dood te druk in hierdie land. Maar gelukkig, Jesus se lig kan nie deur die vyand se lig uitgedoof word nie. God se lig, God se bedoeling vir ons land, God se bedoeling vir jou as 'n individu wat in hierdie plek sit vanoggend, het nog nie verander nie. Is nog net so. En dis hoekom hy vir Jesus gestuur het. Om te kom herstel, om te kom nuut maak. Maak 'n nuwe pad. Ek maak water in die woestyn waar daar nie water is nie. Kom gooi water hier van die preekstoel af waar daar nie water is nie. Die Here wil kom herstel. Hy wil die water, die krag van die Heilige Gees terugbring in jou lewe. Hy werk met sy hande. Hy sê kom hier, ek wil julle almal vashou. En sy arms is lank genoeg om julle almal vas te hou, om ons almal net daarin in sy liefde te koester. Ek is die Here jou God wat jou uit jou bindinge uitvat. Sien. Ek gaan vanmôre hier 'n profetiese ding sê. Daar is God se hart. Wat moet hier gebeur? Die Heilige Gees moet begin werk. Want die krag van Jesus is teenwoordig. En uit hierdie gemeente uit moet daar genesing kom vir siektes. Dan moet genesing kom vir situasies. Dan moet deurbrake kom vir persoonlike behoeftes. Dan moet vrede kom in verhoudings. Uit hierdie gemeente uit moet daar herstel kom vir dit wat gebroken is.
Sien Here, Jesus het met sy disippels geloop en hy het eendag gaan bid op die berg en toe roep hy hulle almal bymekaar. Kies hy 12 van hulle om die evangelie uit te vat. Maar hy het nie die disippelskap weggevat van die 72 wat daar was nie. Jou disippelskap is nog nooit weggevat van jou af nie. Jou disippelskap is daar. Want die opdrag van Jesus was gewees, gaan uit, maak disippels, doop hulle en leer hulle. Julle is deel van daai opdrag van Jesus. Iemand het iewester met jou gepraat oor die Here. Iemand het iewester vir jou gehelp om op jou knieë te gaan, om vir Jesus aan te neem as jou verlosser. Jy het 'n disipel geword. En ek lees nêrens in die Bybel dat dit weggevat is nie. Elkeen van ons is deur God hier gesit vir 'n doel. Jy sien, ons maak planne vir hoe goed moet werk. Ons maak 'n plan. Daai een moet die dominee wees. Hierdie moet die hoofouderling wees. Hierdie moet die hoofdiaken wees. Hierdie een moet kyk na Sondag se kos. Daai een moet die kinders gaan leer. Daai een moet dit doen. Daai een moet dit doen. Daai een dit. Ek vra vanmôre vir jou. Is jy bereid om dit wat die Here in jou skoot gesit het, dit wat die Here in jou hande sit, in jou arm sit, is jy bereid om dit vir hom te gebruik? Is jy bereid om saam met 'n boeta en 'n sussie te staan en te sê, hoorie, hierdie ding, dis wat die Here vir my gegee het, maar ek sien hier 'n awesome ding wat hy vir jou gegee het. Hoe kan ons dit saam met mekaar gebruik? Hoe kan ons dit wat die Here in elkeen van ons gesit het, gebruik vir sy koninkryk, tot eer van sy naam? Wat is dit wat die Heilige Gees alreeds vir jou in jou hart kom wys het? Weet julle wat was vir my so fantasties vanoggend? Ek het daar agter gestaan en ek het gesien, hier's 'n gesin wat ingekom het in hierdie gemeente. Kyk hoe besig is hulle hier. Kyk hoe hulle plek beginne instaan. Daar's daai gesin. Kyk hoe lyk dit daar agter. En dit is fantasties. Dit is hoe die liggaam van Christus moet werk. Dis hoe dit hier moet werk. Maar dit moenie hier stop nie. Dit kan nie vasgehou word nie. Ek weet Satan probeer om alles te stop wat God verheerlik. Maar weet julle wat, toe ek vanmôre by daai hek ingery het, was daar gelukkig nie 'n slot gewees en daai hek was oop gewees. Iemand het daai hek oopgemaak, fisies. En die Here kom maak hekke oop. Hy kom gee vir ons deurbrake. Hy kom gee vir ons dit, hy rus ons toe. Die Heilige Gees rus ons toe. Ek sien in die Gees hoe mense hier kom en uitstap wat toegerus is om in die wêreld te gaan, om 'n verskil te gaan maak. Hierdie mag nie 'n kerslig gemeente wees wat op 'n Sondag na Sondag na Sondag 'n liggie kom aansteek. Of wanneer Eskom se krag weg is, dat die boetas hier kom 'n generator insit vir ligte nie. Die Here het lig gebring in jou lewe. Die Here het lig gebring in hierdie gemeente. Wat is dit wat jy met daai lig van die Here kom doen? Wat gaan jy doen as jy uitgaan? Wat gaan jy doen as jy teruggaan na jou huis toe? Wat gaan jy doen as jy teruggaan na jou werk toe? Wat maak jy met daai lig? Want Jesus se lig kan nie geblus word nie. Al het jy Jesus se lig hier en jy sit 'n emmer bo oor dit, daai lig is nog steeds daar. Dit kan nie weggaan nie. As jy 'n emmer oor 'n kers het, dan raak die suurstof klaar. Dan raak die brandstof klaar, dan kan hy kers nie meer brand nie. Partykeer as jy so gelukkig is om in een van hierdie groot hotelle te gaan eet, dan bring hulle 'n waantjie daaraan met 'n skottel wat oor 'n ding is. Skottel oor 'n gereg, ons kan daai gereg sien nie.
is wanneer jy daai deksel oplig, wat jy kan sien wat daar is. Jy gaan nie dit wat in daai bord is, daai kos wat in daai bord is, wat toegemaak is met daai deksel, gaan jy nie kan geniet of enige iets daarmee doen, totdat jy daai deksel afhaal nie. En ek sê vir julle vanmôre, is tyd om die deksels af te haal. Is tyd om die deksels af te haal van dit wat die Here vir julle kom gee het. Die Here van almal van ons kom gee het. Jesus het gekom om herstel te bring. Julle sit met 'n unieke naam hier, sy familiekerk. Dis 'n profetiese naam. Dis 'n goddelike naam. Want dis wat hier sit. Hier sit 'n familie. Want die dag wat jy daar opstaan van jou knieë af waar jy vir Jesus aangeneem het as jou verlosser, begin 'n pad wat jy hom volg. Begin 'n pad waar jy deel is van die familie. Sien jy jouself as deel van die familie? Sien jy jouself as een wat met hande vat wanneer ons loop? Om saam te kan lag, saam te kan huil, saam te kan bou. Sy die 2 jaar wat ek en Marieta, ons 'n paar keer hier gewees. Ons het die familie wees, beleef vir die tyd wat ons hier was. Hier is 'n familie in Christus. Is sulke mooi, fantastiese mense wat hier sit. Ek wil vir jou vra vanoggend, sien jy jouself werklik as 'n volgeling van Christus? Ek vra nie vir jou of jy 'n Christen is nie. Ek vra vanmôre vir jou, hier in jou hart, kan jy daai verklaring maak? Sien jy jouself as 'n volgeling van Christus? Want baie keer is daar 'n invloed van buite af wat ons nie kan laat sien wie ons regtig is nie. Ek moes vrede maak in my lewe, dat daar altyd sieninge van buitekant af gaan wees oor my. En op 'n stadium het dit my plat gedruk op die grond. En dit het die Heilige Gees gekos om vir my te vra, wat dink jy, hoe sien God jou? En ek wil hê, soos wat Moses gevra het, Here, ek wil U net sien. Jy moet na die Here toe gaan en sê, Here, ek wil in U teenwoordigheid wees. Ek wil U beleef. Nie 'n beeld van 'n stokou man, met alle respek, 'n stokou man wat daar op 'n troon sit en kyk vir jou nie. God's nie oud nie. Hy kan nooit oud word nie. Maar daar's 'n beskrywing van hom wat vir ons 'n beeld gee. Ek vra vanmôre vir jou. Hy het vuur in sy oë. Sien jy die vuur wat God in sy oë vir jou het? Sien jy dit raak? Daar's 'n liedjie wat vra, will you follow me? Will you ride with me? Say there's fire in his eyes. Ek vra vanmôre vir jou die vraag. Is jy reg? En is jy bereid om vir hom wat in die hemel sit aan die regterhand van God, wat eendag terugkom, maar wat nou nog steeds werk vir jou het, wat vir jou gevra het, will you ride with me? God gaan goed doen met hierdie gemeente. Die Heilige Gees gaan openbarings bring van goed wat gedoen moet word uit hierdie gemeente uit. Hy roep hierdie gemeente vanmôre. Will you ride with me? Hy roep jou vanmôre by die naam. Sal jy saam met my kom ry?
sal jy saam met my hierdie pad kom loop. Want die vuur van die Heilige Gees en die wind van die Heilige Gees kan nie gekeer word nie. Dit kan nie gekeer word nie. Hy wil sy werk kom doen. Gaan jy saam met hom loop? Gaan jy saam met hom loop? Ja, dit is so. Hy gaan dalk leiers hier kom aanstel. Hy gaan dalk leiers kom aanstel. Maar weet jy wat Jesus is? Jesus is hoof van die gemeente. Hy is hoof van die gemeente. Hy is hoof van die kerk wat hy hier begin het. Nie ek of jy nie. Ons loop saam met hom. Ons loop saam met hom. Weet jy of jy 'n vraag wil vra of jy net die Here eer nie? Is jy bereid om vanoggend ja te sê en te hou by daai ja? Ek kan nie sien wat in die toekoms gaan gebeur nie. Julle wat weet dat ek saam met my vriend maak ons daai klipballe. Ons het al baie gemaak, seker oor die 300. Ek het nog nie een van hulle gekry wat ek kan insien om wat gaan gebeur volgende jaar nie. Maar God weet wat. God weet wat hy met hierdie gemeente wil doen. Hy weet wat hy met jou lewe wil doen. En die krag van die Heilige Gees is beskikbaar vir jou. Die krag van die Heilige Gees is die lig van Jesus. Dit kan nie opraak nie. Dit kan nie opraak nie. Ek vra baie van julle wat al kursusse glo by ons, ek het al gevra, is jy bereid om jou vinger in 'n muurprop in te druk en die skakelaar aan te sit? Jy gaan met 'n afro daar wegloop. Ek wil vir jou saam met dit sê, daai krag wat beskikbaar is van die Heilige Gees, is nie 'n krag om mee te speel nie. Dis nie my krag nie. Dis nie jou krag nie. Dis God se krag wat hy beskikbaar stel om dinge te doen. En in die krag van die Heilige Gees kan daar groei wees. In die krag van die Heilige Gees kan daar verandering wees. In die krag van die Heilige Gees kan jy getransformeer word na die persoon toe wat God jou al lankal beplan het wat jy moet wees. Ek weet nie hoe lank dit gaan vat voor die Here kom nie. As mens kyk na die Bybel en kyk wat aan die gang is en al die vals profesieë op YouTube, dan lyk dit of dit sommer môre gaan wees. En baie keer sê ons, Here, wie nie maar nou al kom nie. Maar dit is 'n selfsugtige vraag. Here, kom wanneer U reg is om te kom, maar totdat U kom, help my om my taak te doen waarvoor U my geroep het. Ons kan nie almal op 'n preekstoel staan nie. Ons kan almal lief wees vir mekaar. Ons kan almal daar wees vir mekaar. Want ons kan onthou wat Jesus vir ons kom doen het. Oor 2 weke dan gaan ek die tweede deel van hierdie boodskap bring. Die Paasondag. En ek het vir Kobus gesê, ek weet die Here gebruik my om my lewe om te draai op hierdie stadium, want ek het goed begin bevraagteken. En wat vir my so fantasties is, dit was daai selfde Sondag 2 jaar terug dat ek ook op hierdie platform gestaan. Ek glo dat die Here besig is met groot dinge in ons lewe. Ek glo dat hy daar is, hierdie herstel wat ons van praat, dit wat Jesus van praat. Ons het vir Jesus gesien, ons het die woord, ons weet wat Jesus kom doen het. Deur Jesus se lewe sien ons God die Vader. So ons kan hom beleef. Ons kan hom beleef. Moenie leerstellinge volg van kerke wat sê jy kan nie meer die Heilige Gees beleef nie, want die Heilige Gees het 2000 jaar terug net vinnig iets op die aarde kom en toe hy weg. Dis 'n leuen.
Hy's nog hier. Hy's hier vanoggend. Sy liefde is hier. Sy genesingskrag is hier. En jy kan dit vat, jy kan intap in daai krag. Jy kan opstaan uit jou situasie uit. Jy kan deel wees van God se redding. Jy kan deel wees van Jesus se genesing, omdat die krag van die Heilige Gees daar is vir ons. Ek staan vanmôre hier. Net omdat die Here my 'n klomp jaar gelede geroep het om die evangelie te verkondig. En ek het begin om myself te oordeel en vrae te vra, en die Here het vir my kom sê, ek sal nooit jou roeping wegvat nie, maar gaan jou platforms verander. Wees reg, want hierdie God wat ons aanbid, gaan die platform van hierdie gemeente kom verander. Daar's 'n bloeityd wat voorlê. Ja, daar's 'n klomp nonsens. En dan gaan altyd nonsens wees totdat Jesus terugkom. Maar staan op. Staan op vir Jesus. En as jy vanmôre, en ek gaan vir jou die vraag vra, en as ek amen sê, wil ek vir jou die vraag vra weer. Sal jy saam met hom loop? Sal jy saam met hom loop? Wat as jy vanmôre ja sê? Dan verwag hy van jou 'n paar goed. Hy verwag van jou om onder sy autoriteit te leef. Hy verwag van jou om lief te wees vir hulle om jou. Hy verwag van jou om gehoorsaam te wees aan die stem van die Heilige Gees. Hy verwag van jou om nie kompromie aan te gaan nie. Want as jy saam met Jesus stap, dan kan ons nie compromise nie. Ons moet gehoorsaam wees. Maar is nie 'n gedwonge gehoorsaamheid nie. Die Here kom vanmôre en hy kom sit 'n ding in harte in. Hy kom werk, die Heilige Gees bring 'n nuwe ding in hier vanmôre, dat hy gaan gehoorsaamheid inbring, wat 'n liefdevolle gehoorsaamheid wees, wat 'n lekker, 'n joyful gehoorsaamheid is. Here, dit is so lekker om hierdie ding vir U te doen. Here, dit is so lekker om net daar te wees. Ek kan nie onthou nie, ek wil afsluit hiermee. Jare terug het ek deur moeilike goed gewerk en ek het my werk verloor en ek het my teruggebring in die bediening in, want ek moes eintlik op 16 al klaar in die bediening gewees het. Ek het my eie pad geloop. En laat 'n klomp nonsens gebeur en die dag toe ek sê ek gaan, Here, hier's ek. Nou moet U met my maak wat U met my wil maak. Toe's daar donderslae en ek verloor my werk en dit gebeur en dit gebeur en dit gebeur. Ek sê, Here, maar dis mos nou nie. Ek sê, vertrou my. En die Here kom sê vanmôre vir jou, vertrou my. Ek het dorp toe gery, ek het 'n R10 by my gehad. En ek was dors en ek het gestop by 'n winkeltjie daar om 'n koeldrank te koop. En daar sê 'n jong seun, sê my, oom, kan ek met jou praat? Ek sê vir hom, nee man, ek is haastig, ek gaan net vir my 'n koeldrank koop. En ek stap by daai winkel in en die Here sê vir my, wat sê jy gemaak het? Sê ek nou vir jou gesê, nee, ek wil nie nou met jou praat. Nou ja, op die sypaadjie met hom gaan sit en praat. Hy het vir my vertel van sy sussie wat in die hospitaal is, wat siek is. Al wat hy vir my gesê het is, oom, ek wil nie geld hê nie. Sy is daar, sy kry medisyne. Ek sê, wil jy nie saam met my bid nie? Ek sê vir hom, maar hoe weet jy ek kan bid? Hy sê, oom, ek het gesien. Jy sal saam met my bid. Ek het nie geweet hoekom het jy vir my gesê, ek gaan nie saam met jou bid nie. Hy sê, al wat ek vra is, bid saam met my vir my sussie. Ek het saam met hom gebid vir sy sussie. Ek weet nie of sy gesond geword nie, ek het hom nooit weer daarna gesien. Maar laat die liefde wat in jou hart is, wat deur Jesus Christus in jou hart gesit is, laat dit jou gehoorsaamheid wees. Laat dit die oopbreek wees vir 'n wonderwerk waarvoor iemand anders ter bid. Ons bid in die Onse Vader, laat U wil geskied, soos in die hemel en so ook op die aarde.
Ek sluit af. Ek wil vanmôre vir jou vra. En dit is nie sommer net 'n uitdink vraag wat ek vanmôre vir jou vra nie. Hierdie God wat ons dien, hierdie Jesus wat ons dien, hierdie Heilige Gees wat ons bedien, wil dit doen wat Jesus voorgesê het ons moet bid. Hy wil hemel en aarde bymekaar bring vir jou as 'n individu. Hy wil hemel en aarde bymekaar bring vir hierdie gemeente. Hy wil hemel en aarde bymekaar bring vir ons. Is jy bereid om dit uit te leef? Is jy bereid om dit uit te leef? Hy het dit vir my daar in Afrika, waar ek by 'n vlugtelingkamp bedien, het hy vir my die aand gesê, is jy bereid om vanaand hemel en aarde vir hierdie mense bymekaar te bring? En ek het net gehuil, sê Here, ek weet nie hoe nie. En sê, gaan wees lief vir hulle. En dis wat Jesus vanmôre vir jou sê. Gaan wees lief vir die mense rondom jou. Gaan wees lief vir die mense rondom jou. Ek wil vir jou vra dat jy 'n oomblik jou oë sal sluit asseblief. As jy vanmôre in hierdie plek is, jy roep uit, ek wil die Vader sien. Maar daar's goed wat 'n blokkasie vorm. Wat dit ook al is, ek wil nie weet wat jou blokkasie is vanmôre nie. Maar jy wat uitroep na die Vader, wat 'n blokkasie het, dat jy hom nie kan hoor nie. Steek net gou vir 'n sekonde jou hand vir my op. Dankie. Wil ek in jou hande laat sak. Vader, U het hierdie persone gesien wat uitroep na U. Here, en hier's baie ander wat nie hande uitgesteek het nie. Ons roep uit na U. Ons roep uit, Vader, kom help ons. Ons wil in die teenwoordigheid wees. Ons wil uitkom uit hierdie situasie uit. En Here, ek vra vanmôre dat U nou net Heilige Gees deur U krag mense in die Vader se teenwoordigheid intrek. In daai liefde intrek. Sodat U verheerlik sal word. Hier's van julle wat vanmôre hier sit, wat deur goed werk, wat uitskree na die Vader toe, na Jesus toe, vir deurbrake. Daar's 'n mooi woord in die Ou Testament, toe die Israeliete uitgeskree het na God om hulle te red, het hy hulle skree gehoor, en hy het hulle kom red. En daai woord was Zeaka, uit jou maag, uit jou hart uit. Here, kom red my. Vader, ek bid vir elke persoon wat vanmôre hier is, wat wag vir 'n deurbraak, wat al lank wag vir 'n deurbraak. Here, ek vra nou, Vader, in die naam van Jesus, bring U herstel. Ek vra in die naam van Jesus vir 'n omkeer in die situasie. Jesus, ek vra in U naam dat die Heilige Gees, geesoë en geesore oopmaak vanmôre om U raak te sien, om U te hoor. Ons dankie daarvoor. As jy 'n siekte toestand het wat jy vanmôre na die Here toe bring, Heilige Gees, dankie. U werk net vanoggend hier. Jesus, ons kom vra in U naam. Dankie vir genesing. Dankie Here vir goed wat al so lank daar is wat vanmôre breek. Dankie Here. Here, nou kom ons net. En ek vra, as dit reg is met jou, dat jy saam met my sal staan. Dat jy net vir 'n oomblik asseblief sal staan. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus en ons vra vanoggend, Here, dat hierdie konflik wat hier is, dat U dit sal genees. Here, ons as gemeente kom bid vanmôre en ons staan saam in eenheid en ons vra vanmôre vir rekonsiliasie, ons vra vir herstel, die rekonsiliasie, ons vra vir rekonsiliasie met U ons God, met U ons Here.
Ons vra vir genesing, Here, van hierdie gemeente, sodat ons kan uitgaan om die werk te gaan doen. Ons het net nou gesing, ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. En Here, waar ons nou hier is, raak ons net bewus daarvan, dat U glorie nou oor hierdie plek is. Here, dat U krag nou net hier by ons is. Heilige Gees, dat U so tasbaar teenwoordig is op die oomblik. En Here, ons kom kniel voor U. Jesus, ons kniel voor U. U is ons redder. U is ons enigste weg na die Vader. U is ons brood van die lewe. U is die lig wat ewig skyn. En Here, vanoggend kom ons en ons maak self die kers in ons lewe. Daai liggie knyp ons uit, sodat die lig van Jesus volkome sal skyn in ons en deur ons en om ons. Heilige Gees, ek vra in hierdie tyd wat voor lê, kom werk U self met ons, kom bedien U onsself. Here, want ons weet dat U God se straf vir ons sonde op U gevat het. Maar ons weet ook, Here, dat U opgestaan het uit die dood uit, sodat ons kan lewe. En ons kom staan vanmôre in daai lewe. En Here, waar U nou vra, sal jy saam met my stap? Will you ride with me? Vra ek jou nou dat in jou hart, jy nou daai antwoord self vir die Here sal gee. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees vir herstel. Dankie vir U transformerende krag wat net oor ons is. Here, ons wil U dien, ons wil U verheerlik. Ons roep uit na U. Ons roep U naam uit oor ons lewe, oor ons situasie, oor ons gesin, oor die kerk. Ons roep U naam uit, Jesus. 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 U is heilig, Here. Heilig. Heilig. Heilig is U. Die vrede, die teenwoordigheid en die krag en die liefde van God ons Vader en van Jesus en van Heilige Gees is met jou totdat Jesus terugkom om ons te kom haal. Amen.